Ons gaan afsluit vanoggend met Psalm 100, die ou beruiming. Ek wil vra dat julle tog 'n klanktoets doen voor diens, dat ons nou nie so verleentheid het nie. Ek vra verskoning dat dit nou nie die regte woorde was wat op die bord verskyn het nie. Dit kan 'n bietjie verwarring veroorsaak. Môre broers en susters, ek is so bly vir elkeen van u wat vanmôre hier is. Connie, met jou nuwe voet wat hulle vir jou gemaak het. Ons is so bly, jy is weer op die voet. Ons was so bang, ons moet jou hier met die trollie instoot op die ding. Ons is so bly, jy is weer hier. Broer Dani Erkel het 'n groot operasie gehad. Hy is by die huis, maar nog steeds baie in pyn. Maar ons is vir die Here baie dankbaar dat hy wel vanmôre deur alles is en nou is dit nie gesond word. En vir Sharon, baie welkom weer by ons vanmôre. Sy bly nou ver, maar sy is 'n lidmaat en as sy enigstens kan, is sy by ons en sy neem so aktief aan al ons goed deel. Baie welkom Sharon. Mag die Here jou weer vanmôre ryklik seën. Al die ander van julle is net so welkom, al was julle nou nie siek nie en al het julle nou nie operasies gehad, ek is nuwe voete nie, ek is baie bly om elkeen van julle vanmôre hier te sien. Mag die Here julle seën. Ek wil u nou maar net herinner, Saterdag is omdraai, dan is dit ons mini-bazaar en ons teetuin en broers en susters. Daar is soveel dinge, ek het gisteraan redelik in die aand al nog oproep gekry van Willie wat gesê het, moes net vir die dominee sê, ja, so 'n groot verrassing, Saterdag dat ek maar my hartpilletjies moet drink voor ek kom. So baie dankie vir almal se insette, almal se entoesiasme en wat sommer net dinge by mekaar sit en vir Annie wat voorstap en sy kry vir ons almal aan die gang. Kyk, die juffrou kan nog steeds, dan sy daai luitjie swaai sonder dat ons eintlik agterkom. Sy doen dit. Baie dankie broers en susters.
Ek dink dit is vir eers aan ons afkondigings, die sy van iets weet wat ek moet afkondig, dan gaan ons nou oor na die formele erediens. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Nou gaan ons toetrede lied sing staande, want dit is hoe ons God se tempel ingaan. Ons sing vol 2-3-4, strofes 1, 2 en 3, Abba Vader, Hemelheer. En terwyl ons nou so die Here se teenwoordigheid in beweeg het, Hester, ek wonder of julle die buitedeur sommer wil toemaak. Is hy? En daar kom 'n geweldige trek, kom daar die mense kry, regtig koud. Terwyl ons so in die Here se teenwoordigheid in beweeg het, want ek gaan ons voor na ons stilstonde en ons raak rustig voor die Here. Ons kom bring al ons sonde, al ons dinge na hom toe en ons vra hom om dit vir ons vanmôre stil te maak. En na 'n rukkie gaan ons dan sing vlam
406-123, ek wil kom stil word. Ek sal stil word sonde met 'n amen eindig. Kom elkeen bid net voor die Here en vra hom om u hart net stil te maak. Amen. Jy sit net so in sit ons. leer maar nuwe liede en dan gaan dit maar eers 'n bietjie hakkerig, maar so meer ons dit leer ken, hoe lekkerder sing ons saam. Die voorbeeld vir môre kom uit Psalm 66. En ek gaan vir u voorlees vanaf vers 13. Ek sal die huis betree met brandoffers en aan u die geloftes betaal wat ek gedoen het, wat ek afgelê het toe ek in nood was. Ek bring vir die vetskape as brandoffers, ramme as wierookoffers. Ek
offer beeste en bokke. Kom, luister alle dienaars van God. Ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Skaars het ek na hom geroep, of daar was reeds 'n loflied op my lippe. Gemeente, die Here groet julle vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy vrede, sy barmhartigheid. Amen. Ons gaan nou in antwoord op die groet van die Here, gaan ons in lofprysing en aanbidding sing. Sittend sing ons Psalm 34, strofes 1 en 2, en dan staande ons aanbiddingslied, Psalm 3:9 en ons sing 2 maal, Hemelvader, ek aanbid. Kom ons begin van vooraf, dit is verkeerde woorde op die bord. Dankie.
aansluiting van die diens kom ons by die gedeelte waar ons onsself ondersoek in die lig van die Heilige Gees, om te kyk waar dat ons 'n tekort, verkeerde dinge het wat tussen ons en die Here staan. Ek gaan geleentheid gee ook weer vir stil gebed, want ek hoef vir u nie die wet in enige vorm voor te lees. Ons almal ken dit uit ons koppe. Ons weet ook ons het die Heilige Gees in ons wat ons leer en lei in al die waarheid. Ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Kom ons vra die soetlig van die Heilige Gees om deur ons wese te gaan vir ons te wys wat ons vanmôre by die Here se voete moet neerlê. En dan, wanneer dit eindig met amen, sing ons wetgedeelte, ons skuld en ons geloofsbelijdenis gesamentlik deur te sing uit Psalm 5 en ons sing dit ook 2 baie. Vader, ons bid so maklik. Here, vergewe ons menigvuldige sondes. Dit het al 'n spreekwoord geword in ons gebed. So asof u moet soek, wat is dit wat ons nou bely? Terwyl u van ons verwag, Here, om ons lewens en ons harte voor u te ondersoek en daardie dinge te bring wat u onder ons aandag bring. En dit het ons nou gedoen, Here, en ons vra dan nou dat u deur die wonderlike gawe van vergifnis en vryspraak in die naam van Jesus ons weer sal was in bloed en ons weer in die regte verhouding met u te bring, om verskoning te vra vir dit wat u seer maak, dit wat u hart bedroef. Daarvoor vra ons om verskoning, vergifnis en versoening in die naam van ons koning Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Vader,
Wat 'n voorreg om vanmôre te vergader rondom u woord. Om hier te kom sit en te luister wat u vir ons vanmôre wil sê. Ons het gevra vroeër in die diens dat u dit moet stil maak in ons harte en die ore van ons verstand sal oopmaak. Om waarlik te kan hoor en te begryp wat u vir ons vanmôre wil sê. Ek vra dan Here dat u my vanmôre sal berg agter die kruis, dat net u die verheerliking en die eer vir hierdie boodskap sal kry. So bid ons dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, as ek so brom as ek sit, ek het dit ook verskoon, hulle het aan my stembande gewerk en dit gaan nou 'n hele ruk neem. Ek kan glad nie hoor as dit sing nie, dan het ek geen beheer oor my stem nie, dan gaan hy in alle rigtings, al wanneer ek hom redelik steady kan hou, soos ek so bas hier uithaal. So verskoon maar vir die gebrom hier onderlangs, kom uit my hart. Die woordverkondiging kom vanmôre na ons uit Jesaja 40 en ons lees stroefes 1 tot 5 en dan weer 10 en 11. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. Dit sê God, julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir ons sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here pad in die woestyn, maak vir die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk word. Elke berg moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Dan gaan ons oor na 10 en 11. Die Here God kom. Wat 'n wonder. Ons kan op deesdae net uitroep, kom, Here Jesus kom. En ons sê die Here God kom. Hy is die magtige. Hy regeer, hy bring die volk saam wat syne gemaak het. Die wat aan hom behoort is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. En lammetjies maak hy bymekaar in sy arms. En hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammerkoeie. Tot sover vir eers die geleesde woord van die Here. Ek wil net ter wille van die verduideliking van my skriflesing net so 2 verse teruggaan in 39. En hoor hoe eindig hoofstuk 39. Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word. En hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Hizkia het Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg as daar maar in my tyd vrede en veiligheid is.
Hoofstuk 39 is vernietig. God sê vir sy volk in hoofstuk 39, ek gaan julle as volk uit Jerusalem wegvee. Ek gaan julle in ballingskap stuur, want julle wil nie luister. En net die volgende teks, in hoofstuk 40 sê hy, die uitkoms is hier. Dit kan vertaal word ook om te sê die Here is hier. Dis twee sulke ongelooflike uitkomste. In een hoofstuk vernietig die Here en in die ander hoofstuk bemoedig hy en hy sê die Here is hier. Ek vertrou dat u in die loop van die boodskap dit sal verstaan. In Jesaja 40 kom God as 'n magtige krygsman na vore. Die beeld wat van hom geskep word, is die van 'n geweldige, magtige krygsman. Hy wie se mag, die vertroue en sekerheid inboesem waarna die ballinge verlang het. Hy is sterker as die Babyloniese gode. Maar, soos ons in 9 en 10 gelees het, hy is ook die herder, daar die sagte. Hierdie magtige krygsheld hou sy kudde aan sy bors vas en hy sorg vir hulle. Nou as jy nie die geskiedenis ken nie en jy verstaan nie wat hier gebeur nie, klink die Bybel vir na 'n geweldige paradoks op hierdie stadium. Hy sê 1 in hoofstuk 10 en 11, is dit 10 en 11 wat ek gelees het? Ja. Hy is die een wat beskerm en saggies met ons werk. Terwyl hy die vorige hoofstuk gesê het, ek gaan jou seuns gans laag op, jou eie seuns, breed, ek gaan julle eenvoudig uitwis, ek gaan julle vernietig. Jy kom my voor as die een wat sê, ek hou julle teen my boesem vas. En dit, broer en suster, is nie omdat ons God soos 'n vrou is. Hulle sê vrou is so. Why have a mind if you can't change? En ons hou daarvan. Hou daarvan om ons opinie te kan nie aanneem. Ons hou daarvan om te sê, man, ek het so gesê, maar ek dink nou so. Maar God is nie so nie. Hy sê nie die een oomblik gaan jy vernietig en die ander oomblik hou jy jou vas nie. Daar is altyd, maar altyd 'n rede. In ons voortsleepende trauma op die oomblik in die wêreld, oorlog, ellende, dan sê Donald Trump, hulle gaan nou die straat van, watter straat, hoofstraat van die ooste, gaan hulle nou oopstel. Dan maak hulle dit toe. Dan sê die Russe, hulle sal ophou oorlog maak as die Oekraïne so maak. En dan hoor jy van hierdie ellende en jy hoor van daai ellende. En jy hoor in ons eie land dat daar in 1 week 17 mense doodgemaak word in 1 woongebied. Dis absoluut trauma. En in hierdie traumatiese tyd, voel dit soms vir ons, asof ons wonder of God nog kan red. Ons is oorweldig deur die nood en die ellende. Kan God nog enigstens toetree en 'n verandering maak? Ons weet hy kan, maar soms, net soms,
dan kom daai gedagte toe. Kan selfs die Here iets aan hierdie ellende doen. En dit is waarom die boodskap van vanoggend vir ons troos en versterk. Hy sê, kyk, hier is jou God. Hier is hy. Hy sê, die uitkoms is hier. Jou God is hier. Hy bring die vrede waarmee jy met jou hele wese smag. En dan kom hy hier aan die einde met die troosboodskap van 'n herder. Een wat jou so goed ken. Hy ken jou behoeftes voor jy dit ken. Hy ken die woorde wat jy gaan sê voordat dit nog op jou tong is. Hy ken jou gedagtes wat vorige tyd by jou opkom. Hy ken jou dae. Dit is in sy boek opgeskryf voor dit enige een op daar was, sê Psalm 139. En dit is vir ons hierdie stuk troos. Dwars deur die Ou en die Nuwe Testament word daar van hierdie herderbeeld gebruik gemaak. Om Jesaja 40 te verstaan, is dit belangrik dat ons 39 nader trek. Jesaja 39 speel af, ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen. Soos jy sien, ek verwys na my notas, baie dan, jy weet, dit is nou 'n paar ure se navorsing. Jesaja 39 speel af voor die Babyloniese ballingskap. En ons lees dat Jesaja vir koning Hizkia van Juda die volgende boodskap bring. Luister, wat sê die Here die Almagtige? Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy tot nou toe versamel het, daar sal niks oorbly. Dit sal 'n verskriklike boodskap wat God stuur vir koning Hizkia. Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word en hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Jesaja 39 eindig op 'n geweldige troosteloze noot. Dis nie lekker nie. Dis amper soos wanneer jy vir die Here vra, Here, praat met my. En dan maak jy die Bybel so oop en druk jy op voor. O Here, dit kan nie dit wees. Hulle vertel van die een ou wat dit gedoen het, hy was vreeslik depressief. En hy het gesê, Here moet tog met my praat. Dis 'n Engelse ou. And Judas went and hanged himself. Hy sê, Here, nee, dit kan nie van u af wees nie. Ek gaan hom maar weer so maak, en hy maak weer so. En sy oor val, go here and do the same. Moet nie sommer so vir jouself 'n antwoord soek nie. Maar as jy nou Jesaja 39 se einde lees, sou jy vir jouself sê, waar is die God? Maar as jy die vorige hoofstukke lees, sal jy verstaan hoekom het hulle op hierdie punt uitgekom. Hulle was 'n goddelose volk. Goddeloos. Hulle het nie vir die Here geluister nie. En God het op 'n punt gekom dat hy vir hulle sê, I've had it. Nou is jou tyd terug. Nou gaan julle leer. En dan het hulle laat in ballingskap gaan. Vir 70 jaar. Nou, ek gaan nou vir u verduidelik wat ballingskap eintlik beteken. In die begin hoofstuk 40 gaan sy troos my volk. Sê vir hulle, julle God is hier. Dit voel verskriklik.
en dat hulle sondes betaal het, en dat hulle die ballingskap klaar uitgedien het, en dat hulle na hulle land sal terugkeer. Hoekom verskil die twee boodskappe so? Want die rede is baie prakties. Die tydstip of die tydsgreef van Jesaja 39 waar hy eindig en waar vers 1 van hoofstuk 40 begin, is 'n tydstip van 400 jaar. Nee, julle, ek het hierdie goed afgetik. Tussen Jesaja 39 en 40 is daar ongeveer 160 jaar. Dit nog eens. Jesaja 39 speel so teen 700 voor Christus af, voor die ballingskap in die regeringstyd van koning Hizkia. En Jesaja 40 so teen ongeveer 540 voor Christus, naby aan die einde van die Joodse ballingskap. In hierdie tydsverloop van 160 jaar het die hele ballingskap van die Joodse volk in Babel afgespeel. Die 400 jaar wat in my kop vasgesteek het, is die tydperk waar die Jode, die Israeliete in Egipte gebly het, vandat hulle daar gekom het om kos te kry by Josef, tot met die uittog was 400 jaar. Wat het die ervaring van ballingskap behels? Eerstens is baie van die Jode in Jerusalem en die res van Juda, veral die politieke en geestelike en militêre leiers met geweld deur soldate uit hulle omgewing geruk. Dit was soos hulle nou vir ons dreig, hulle gaan ons grond vat sonder vergoeding. Nou hulle grond was gevat sonder vergoeding. Hulle moes uit. Die ballingskap is daarom vir die Jode in hierdie tyd 'n tydperk van intense verlies. Hulle verloor nie net dit wat hulle besit in hulle erfgrond en dit waarvoor hulle hard gewerk, nie, hulle verloor hulle land. Israel is hulle land. Jerusalem is die stad van Dawid. Dis die stad waar koning altyd moet bly heers. En hulle verloor dit. Hulle het Jerusalem die Godstad genoem. En dis tot op die grond afgebrand. En die tempel waarin die Here die eeue aanbid het, is platgevee. Die volk in Babel vra vir hulle, speel vir ons en seonslied op julle liere. Blykbaar het hulle liere so aan die wilgebome gehang. En hulle sê vir hulle, speel vir ons en seonslied. En hulle sê, hoe kan ons vir julle seonslied speel, terwyl ons in 'n vreemde, sondige land is. Hoe vertaal 'n mens, as jy wou vertaal, nie vertaal, hoe verduidelik 'n mens ballingskap? Ballingskap beteken ek is waar ek nie wil wees. Ek is teen my sin gevat na 'n plek waar ek nie wil wees nie. En so het daardie mense vir 70 en meer jare gebly. Hulle het gehoor van hulle land wat verwoes is. Hulle het gehoor van alles wat hulle verkeerd, wat hulle gemis het. En toe sit hulle in ballingskap. Wat het gemaak dat hulle in ballingskap
sonde, ongehoorsaam, opstand teen God. Broers en susters, en vandag verkeer ons in ballingskap, want as jy deur Kaapstad wil ry, jy wat hom geken het, toe hy nog steeds die mooi dorp was, dat alles skoon was, daar het nie papiere gelê nie, die straatligte iets regop gestaan, die myne het pryse uitgeloof vir die mooiste mynhuistuin, en jy ry deur, en jy sien dinge, dan voel jy, hier is 'n stuk ballingskap in jou. Dit is waar ek nie wil wees nie. En Houghton Rihanna wil nou vir julle goeie nuus gee. Daar waar julle nou heen gaan, is daar maar net so 'n groot stuk ballingskap. Ek het vir 10 jaar in Centurion gebly. En gister toe ons my skoonsis gaan begrawe in Olivenhoutbos begrafplaas. Dit was seker vir my die hartseerste ervaring om te sien waar moet ons haar gaan los. Hoe lyk 'n begrafplaas? In 'n plek soos Centurion, wat nou mos eintlik die ryk man se speelveld. Ballingskap. Hoekom broer en suster, want die boerevolk wat in hierdie land gekom het om die woord van God te verkondig, het stil geraak. Kyk hoe vol is die kerk. En nie vir my vertel, dis net die myne wat toegemaak het. Ja, hulle het toegemaak. Ja, hulle het weggetrek. Maar hier bly nog baie mense wat nie weggetrek. Wat vanoggend sit en 'n boodskap op televisie kyk. Want dit is lekker om in my nagklere voor die televisie te sit met 'n koppie koffie en 'n beskuitjie. Ek hoef nie te stil en aan te trek en mooi te maak en kerk te gaan. Julle is die getroues wat op hier sit. Toe ek hoor hoe groot is ons huidige gemeentelid, lidmaatskap, het my hart omtrent gaan staan. Want dit was nadat ons die drooghout uitgehaal het, wat vir jare maar net hier is, vir ingeval hulle doodgaan, dat ons hulle kan begrawe. Broers en susters, en dan kom jy by hulle, en dis een van die eerste dinge wat hulle vir my sê. Ek het regtig moeite gedoen om by van hierdie mense uit te kom, en dan sê hulle vir my, doen nie. Ek kan nie meer kerk toe gaan. Jy weet nie hoe voel dit, op my ouderdom met my seer knieë, om kerk toe te kom. Ek moet in die huis bly, en ek moet my knieë warm hou. Of my rug, of my nek, of my hoofdpyn, of my man, of my honde is nie lekker nie. Broers en susters, as jy 'n verskoning soek, sal jy hom kry. Hulle sê elke bottel het ek moet nou maar die Engelse woord gebruik, want dis die spreekwoord. Hulle sê elke bottel het 'n label, as jy dit so wil hê. En ons verkeer in geestelike ballingskap. Ons is waar ons nie wil wees nie. Omdat die kinders van die Here stil geraak. Jy hoor nie meer 'n profetiese stem wat praat in die regering nie. Jy hoor nie meer manne
wat sê, maar dit kan nie so wees nie, dit moet so en so wees, en as daar nog is, word hulle doodgedruk. Daar is nie meer mense wat die waardesysteme oppas nie. Elke dag hoor jy van al die meer wat gearresteer word as gevolg van korrupsie en allerlei verkeerde dinge. En eers dan besef jy hoe groot is ons ballingskap. Nou vra ek u, wat is die oplossing? Die oplossing is om terug te kom na 40, hoofstuk 40 wat sê, die koning is lief. Hoofstuk 40 sê, die koning is nie net 'n magtige heerser wat kom om alles met geweld omver te werk nie. Hy kan. God kan toetree tot hierdie wêreld en hy kan 'n paar met respek gesê skounsklappe uitdeel, dat die manne weer regop staan. Maar is nie ons God nie. Hy kom en hy sê, dis jou herder. Ek wil hê, jy moet weer my skaap word. Broer en suster, die woord van God sê, my skape ken my stem. Ken mense nog God se stem? Weet hulle nog hoe klink dit as God met jou praat? En dan wil ek amper sê, ken God nog jou stem? Jy weet, die woord van God sê, dis nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, wat sal ingaan in die koninkryk van God nie. Want in daardie dag sal hulle sê, Here, ek het in u naam geprofeteer, en ek het in u naam duivels uitgedryf, en ek het in u naam siekes gesond gemaak. En dan gaan hy vir hulle sê, gaan weg van my, want ek het jou nooit geken. Wat 'n ellende. Want dit wat hulle sê klink vir my daarin al te vol speel soos kerkmense. Ons het in die naam geprofeteer, en wonders gedoen en dinge gedoen. En dan sê hy vir hulle, gaan weg, ek het julle nooit gedoen. Wanneer laas, broer en suster, het jy God se stem gehoor? Weet jy nog dat dit God is wat met jou praat? En dan wil ek vir u vra, en weer eens, een vingertjie na jou toe, 4 na my. Ken God nog jou stem? Praat jy nog so gereeld met hom, dat wanneer jy sê Vader, dan weet jy, dis nou my kind, wat nou? Hy hoef nie homself dus aan jou voor te stel. Broer en suster, hierdie ding van die herder, sy oplossing is so anders as wat ons wil hê. Ons wil hê, hy moet as die magtige heerser kom. Hy sal in Suid-Afrika en in die wêreld toetree met 'n leerskare van engele en met die dinge reg. Ons hou van daardie soort beeld. En hy sê vir jou, ek is die herder. Wanneer jy weer my skaap is, en ek jou herder, gaan dinge anders lyk. Daar word vertel, en dit klink vir my baie breed, en ek ook nie eens iemand van die DBV hier vanmôre nie, maar daar word vertel van hierdie skaapboer, wat 'n weghardloop lammetjie gehad.
Kyk, hy was 'n klein belhamel. As hy kom, het hy weggehardloop. En dan moes die boer na hom gaan soek. En eendag toe vat die boer sy ou plooitjie so by die beentjie net, knak hom so. Laat die ouetjie nie kan loop. En hy vat hom en hy sit hom op sy skouer. En daar het hy hom gedra, totdat daai plooitjie gesond was. Want toe het hy sy baas se stem gedien. Soms vra ons, Here, hoekom kry ek seer? Here, hoekom gebeur daar goed met my wat nie regverdig is? Is dit dalk die herder wat wil hê jy moet uit afhanklikheid hier op sy skouer lê om sy stem weer eens en dien die lewe. Mag die Here gee dat ons selfondersoek sal instel na ons verhouding met die Herder. Hy wat deur sy liefde reg kry, wat geen geweer reg kry nie, wat geen lede mag reg kry, wat kom en mense oorrompel met liefde. Amen. Kom ons bid saam. Vader, U weet in voorbereiding vir hierdie boodskap, hoe hierdie woorde by my net gesprook het. My skape ken my stem. Hulle hardloop nie agter vreemde herders aan nie. Hulle kuier nie in vreemde kampe waar ek nie ook die herder is. Want my stem beteken veiligheid. My stem beteken beskerming. My stem en my teenwoordigheid beteken uitkoms. Help ons dan, Here, om opnuut werk te maak van ons verhouding met U as ons herder. Sodat dit wat ons in ballingskap plaas, opgelos kan word. Soos wat net U kan. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. En nou het ons geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. En daarna gaan ons die skildlied en die seën sing. Ons gaan dan heen en daarna sing ons die musikale aandeel. Baie dankie.
Kom ons sit net so, dankie Heer vir die dankoffers. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon kom, om ons geloftes, wat ons gemaak het, ons in die nood was, soos wat ons in die voeten gelees het, en dat ons dit vanmôre kon betaal. Dankie Here, dat ons kon gee, nie uit dwang nie, maar uit die blymoedige hart. Dat ons so dankbaar is vir die goedheid en die genade en die voorsiening wat U so mildelik oor ons uitstoot. Here, ek bedank dat U hierdie fondse sal seën en sal vermeerder, sodat dit aangewend kan word tot eer van U naam. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Net voordat ons sing, we sien die Engelse have a laugh at my expense. Hierdie nou nie vir my pa, hoor, ek gaan jou nou gebruik. Hy sê eendag vir my, hy sê, dominee, jy klink vir my, deesdae soos 'n chipmunk. Soos ek vir julle soos 'n chipmunk klink, wat julle maar vir my lief wees, hoor, dit sal ek verkyk. Kom ons staan en sing, ons gaan dan heen, gaan in vrede, gaan doen wat ek van.
Here sy die seun, en aan U, o Gees God, Heer al die eeuwen heen. Amen, 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 Lekker week. Ek het verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloren, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is so lieflik, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders bou.